Hallo julle, vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor ons tropiese siklone. Dit is ons volgende gedeelte in klimaat en weer vir graad 12. Dis net na ons middelbreedte siklone. So hierso gaan ons 'n bietjie kyk na die ontwikkelingsstadiums van tropiese siklone, asook algemene kenmerke en die gunstige faktore hoe vir die ontwikkeling van tropiese siklone. Okay, so as ons nog die eerste slide kyk, kan 'n mens sien algemene kenmerke van tropiese siklone. Dit ontstaan 5 grade noord en suid van die ewenaar. Okay. Ons gaan nou 'n bietjie handel oor hoekom dit spesifiek 5 grade weg van die ewenaar ontwikkel. Die suidelike halfrond draai die sikloon kloksewys, of dis die middelbreedte sikloon. Ontstaan op oseaangebiede en beweeg oos na wes. Alright. Hier is die rangskikking van tropiese siklone. In ander woorde die numeringstelsel van tropiese siklone. Langsaan kan mense sien is 'n gewone uittreksel uit 'n ou eksamenvraestel uit. Dan gee hulle vir jou 'n tropiese sikloon Jude en hulle vra byvoorbeeld hoeveel tropiese siklone het voor tropiese sikloon Jude ontstaan. Nou in ander woorde, as die tropiese sikloon byvoorbeeld Andy genoem word, nou die eerste letter in daai naam is A, beteken dit sal die eerste tropiese sikloon wees van daai seisoen. Nou Jude is die 10de tropiese sikloon van hierdie seisoen, so daar het 9 tropiese siklone voor Jude plaasgevind. So is maar baie maklik om te hou. So ja, solank mense dit jou alfabet ken. En nou gaan ons kyk na die gunstige omstandighede of faktore vir die ontwikkeling van tropiese siklone. Temperatuur moet ten minste 26 grade Celsius wees. Lugdruk onder 950 hektopascal. Min oppervlakwrywing, divergensie en bolig en asook koolraduskrag. Hierdie ouetjie hierso speel 'n baie groot rol in die ontwikkeling van tropiese siklone. Alright. Hierso is maar 'n algemene wêreldkaart, dis ongelukkig in Engels, van waar in die wêreld tropiese siklone plaasvind en waar in die wêreld hulle verskeie name aanbeeld. So hierso in die middel kan obviously kan mense sien is jou ekwator of jou ewenaar. In noordelike halfrond of daar naby Amerika noem hulle dit jou hurricanes of jou orkane. Hierso in die suidelike halfrond, daar in Madagaskar noem hulle jou siklone en in Asië noem hulle dit jou tyfoons of jou tifone. Nou die gebiede wat met hierdie oranje kleursaal bedek is die area waar hulle meestal voorkom en dan hierdie wit pyle dui aan die algemene rigting waar hulle voorkom. As 'n mens kan sien hierso in die noordelike halfrond word dit afgewyk na die regterkant toe en hierso in die suidelike halfrond word dit afgewyk na die linkerkant toe. Dis as gevolg van die teenwoordigheid van jou koolraduskrag en wat mense ook kan sien is hulle ontwikkel ongeveer so 5 grade weg van die ewenaar af. As jy sien daar is jou ewenaar en hierso ontwikkel hulle so 5 grade weg van die ewenaar af. Omdat jou ewenaar 0 grade is, dan is dit jou 5 grade breedte lyn sit net hierso bo die ewenaar. Alright. Hierso gaan ons weer kyk na die tropiese sikloon se kenmerke. As mense kan sien is obviously die suidelike halfrond, hierso kry jy jou Afrika kontinent. Hierdie stippellyn teenwoordig jou ewenaar wat op mos obviously 0 grade is. Hierso is jou tropiese sikloon wat nou vorm. As mens sê ontstaan in die tropiese gebied, hier bo net onder die ewenaar is jou tropiese gebied. Op die oseaangebied en verder as 5 grade van die ewenaar. Hoekom? Koolraduskrag. Ek het gesê dit is 'n groot die vraag word baie oor herhaal. Hoekom dit gebeur. So koolraduskrag speel 'n rol in die ontwikkeling van die tropiese sikloon 5 grade weg van die ewenaar. Gaan ons aan, as jy sê beweeg oos na wes, beweeg wyke af na links. Hoekom? As gevolg van koolraduskrag veroorsaak dat lugdruk en lug afwyk, so ja, omdat dit nie in 'n reguit rigting vloei nie.
En hier gaan ons gaan aan. As jy weer beweeg weg van die ewenaar as gevolg van Corioliskrag. Ons beweeg aan in die oog van die tropiese sikloon. Is dit geen wind, reën of wolke nie. Moenie gaan skryf dat daar geen weer is nie. Daar is hier geen weer nie. Wees spesifiek en skryf geen wind, geen reën en geen wolke nie. Ons loop aan, tyd tref vir Madagaskar verstering. Loop aan, hy bereik het hier by Mosambiek en begin verwoesting saai deur stormwinde, harde reënbuie en vloede. En dan begin hy draai so 30 grade oos by die ewenaar. Hoekom doen hy dit? Is as gevolg hy nou begin swak raak het, omdat hy nou verstering getref het. Daar was te veel oppervlak wrywing gewees en hy wil nou teruggaan in die oseaan in om weer daai vochtige warm water te gebruik om weer te ontwikkel, maar omdat hy nou gedraai het by 30 grade oos, kom hy nou agter dat hy nie meer daai vochtige warm oseaangebied bereik nie, omdat nou hier so verder weg van die tropiese gebied af is, en dan begin hy nou ontklaar en uitsterf. Dan is daar geen vog, geen warm lug en geen wrywing nie. En baie wrywing. Hierso is die ontwikkeling van tropiese siklone. Sorry, ek het 'n tikfout hierso gemaak. Dis 'n baie maklike gedeelte om te onthou, want al wat jy moet onthou is die nommer 1000. Soos jy kan sien, ons eerste stadium is ons formatiewe stadium. Dis bo 1000 hektopascal. As jy kan sien by hierdie nommertjie net by die laagdruk, nee, is dit 1002. So dit dui aan dat die formatiewe stadium is, maar net so klein bietjie bo 1000 is. Ongewasse stadium is net onder 1000 hektopascal. As jy kan sien, 972 hektopascal. Volwasse stadium ver onder 1000. As jy kan sien, 996.000 hektopascal. En ontbindingsstadium begin die lugdruk nou weer styg bo 1000. Alright. Volgende is die tropiese siklone en weerpatrone. Hulle gaan vir jou 'n eksamen so 'n grafiek gee en dan moet jy jou vrae rondom hierdie grafiek ontleed deur die grafiek te bestudeer. Soos jy mens kan sien hierso, lugdruk, right, is redelik hoog. Net by voor die oog is dit redelik gelyk neem af en dan in jou oog is dit redelik op sy laagste en dan agter die oog begin nou weer begin dit weer styg. As jy mens ook kan sien temperatuur, nee, is redelik maar laag hierso voor die oog. En in die oog styg die temperatuur en hy dal weer as dit nou agter die oog kom. Alright? En jou windspoed is nou weer styg hier voor die oog. Geen wind in die oogie en dan begin dit weer styg agter die oog. Reënval ook neem toe voor die oog. Alright, in die oog geen reënval nie en dan neem dit toe agter die oog. So voor die oog is die windrigting suid. Wind is orkaansterkte. So die sterkste is voor die oog. Lugdruk neem af en baie swaar reën. Van hoekom neem die lugdruk af? Nee, is as gevolg van omdat die mens beweeg na die sentrum toe van die oog, na die sentrum die oog. Jy beweeg na die oog toe en dis die laagste druk. So ja, en baie swaar reën. In die oog is dit windloos, reënloos en wolkloos. Die laagste druk kom in die oog voor. Jou temperatuur neem toe. Hoekom neem jou temperatuur toe? Is as gevolg dat daar geen wolkbedekking is, wolkloos. So het sonstrale kan binne die oog bereik en dis hoekom die temperatuur inderdaad so styg. En dan agter die oog is die windrigting noord. Wind is storm tot orkaansterkte, lugdruk neem toe en swaar reënval en die tropiese sikloon is besig om te ontbind.